Vandag is Hemelvaart, die dag waarop ons herdenk dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. En dit moet eintlik 'n feesdag wees, maar sedert dit nie meer 'n openbare vakansiedag is nie, het ons hom so 'n bietjie afgewater en kry hierdie dag nie regtig die erkenning wat hy moet kry nie. Ek moet sê daar is tog so terugkeer. Dit voel vir my daar so terugkeer dat hierdie dag weer in sy glorie kan herstel word. Hierdie dag is eintlik belangrik. Iemand het al in die 5de eeu gesê dat Hemelvaart die kroon van alle feeste moet wees. Iemand anders skryf dat hierdie is 'n belangrike fees, dis die toppunt van al die feeste. Want toe Jesus gebore is, was daar net 'n ster om te wys dat 'n koning gebore is. Toe Jesus gedoop is, het God self met 'n stem uit die hemel bevestig dat Jesus sy seun is. Maar dit was nie genoeg nie. Jesus se onsterflikheid moes nog bewys word met sy opstanding. Ook die opstanding van Jesus was steeds nie genoeg nie, want Jesus was nog steeds aardgebonde. Jesus se hemelvaart was daarom die finale been van sy sending, en dit het Jesus se oorwinning oortuigend in elke opsig verseël. So Christus, skryf baie mense, is sy hemelvaart was die toppunt van Jesus se bediening. Ons lees van die hemelvaart onder andere in Handelinge 1 daar van vers 9 af. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat nou van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom ook na die hemel toe sien opgaan het. Jesus se hemelvaart is belangrik vir ons. Ons dink baie keer dat, omdat hy opgevaar het na die hemel, en hy sy gees gegee het, hy nie meer by ons teenwoordig is nie. Maar dis eenvoudig nie waar nie. Jesus sit nou aan die regterhand van God en van daar regeer hy nog steeds. Hierdie wêreld is hy nog steeds teenwoordig. Ons sien hierdie perspektief in 'n klomp plekke in Handelinge, met daai groot toesprake op Pinksterdag, Handelinge 2, en deur die oortuigingswerk van die Heilige Gees, het die Here mense by die gemeente gevoeg. Wanneer Stefanus sy toespraak hou oor die boodskap van Jesus, en hy verkondig dit aan die Jode, en hulle besluit om hom te stenig, dan is dit Jesus wat Stefanus daar in die geopende hemel sien. Handelinge 7. Wanneer Saulus soos 'n besetene die Christene vervolg, dan is dit Jesus wat hom voorkeer daar op die pad van Damaskus en hy tot bekering gelei word. Wanneer Petrus begin om die grense te skuif en in Judea begin werk, dan sê hy baie duidelik, dit is Jesus Christus wat die mense gesond maak. Lukas beskryf dit in Handelinge 9 vers 32 tot 35. Jesus self sê vir ons in Matteus 28 vers 20, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding. So die Heilige Gees het nie gekom om Jesus te vervang nie. Die Gees werk saam met Jesus. Die Gees voer Jesus se opdragte uit. Wanneer Paulus 'n groot besluit moet maak, is dit die Gees van Jesus wat hom keer om verder in Asië in te gaan. Handelinge 16. Wanneer Paulus in aanvegting kom in Korinthe, is dit die Here Jesus self wat in 'n gesig aan hom verskyn, Handelinge 18, en hom vashou en bemoedig en versterk. So Jesus is nog steeds intiem betrokke by ons. Reg deur die Nuwe Testament kan ons sien dat Jesus
ons nie verlaat het nie, eensaam een kant toe geskuif het nie. Jesus tree nog vir ons in by die Vader, nou en vir altyd, Hebreërs 7 vers 25. Hy pleit vir ons, Romeine 8 vers 34. Iemand skryf, Jesus het ons verlos met sy dood en opstanding, maar Jesus hou ons nou vas, na sy hemelvaart en hoëpriesterlike intrede by God vir ons. En gaan lees ons Openbaring daar, Openbaring 1 tot 3, dan sien ons dat dit die koning is, Jesus, wat tussen die kandelare staan, die simbole van al die gemeentes, en dat hy betrokke is en betrokke bly by dit wat met ons gebeur. Daarom dat hy kan skryf, dat Johannes kan skryf, dat Jesus sê, ek ken julle onvermoeide arbeid vir die gemeente van Efese, of ek ken julle verdrukking vir die gemeente van Smyrna. Nou Jesus is steeds die hoof van die kerk. Jesus is steeds betrokke by ons, hy hou ons vas, hy lei ons. Hy transformeer die wêreld deur ons. En daarom kan ons en moet ons daarmee rekening hou. Ja, ons kan fokus op die kerk en ons kan fokus op die Gees en die Bybel en ons roeping, maar ons moet veral steeds fokus op ons Here Jesus Christus. En ja, hy gaan eendag weer terugkom. Maar nou is hy ons hoëpriester. Nou hou hy ons vas. Nou tree hy vir ons in. Nou gee hy vir ons gawes wat ons nodig het om vir hom te werk. Hy is waarlik die koning. Mag jy hom ook so verheerlik, die opgestane Here wat sit aan die regterhand van God. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, ons wil saam met al die engele en die ouderlinge en almal voor die troon kom staan vanoggend en u loof en prys. U wat die koning is, u wat regeer. U wat sit aan die regterhand van God, ons hemelse Vader. Dankie Jesus dat u ons steeds vashou, dat u ons steeds regeer, dat u steeds in beheer is. Al die eer net aan u. Halleluja. Amen. Mag hierdie dag vir jou 'n mooi dag wees, 'n goeie dag. Mag jy weer die eer vir die Here gee op hierdie dag. En weet ook dat hy jou vashou en by jou teenwoordig is. Tot ons weer gesels, mag dit met jou goed gaan. Totsiens.